Goeiemôre. Baie lekker koel windjie daar buite, net. Want dit storm nie binne dan. Die stoep trek eintlik uit julle uit hier vanoggend. Right. Net vanaand ons bietjie afkondigings. Dit sal wees soos normaal maandag en dinsdag. Is ons pastoor bietjie op eiwol, dan rus hy bietjie. Waar hy weer vir homself nuwe krag kry, nuwe insigte en al die lekker dinge. Woensdagoggende is ons leringe. En dan donderdag is dit dan na die biduur. Okay. Pastoor fluister nou hier in my oor dat julle sal sien hier hang 'n T-shirt hier voor wat ons dan nou huidiglik vir 'n persoon wat een wil hê sal druk en Vicky, wat is die prys? $250 'n T-shirt. Okay. As julle belangstel daarin, kan julle either met Vicky praat of met Christine, tussen die twee van hulle sal hulle dan die bestellings vat vir sulke T-shirts. En ja, dit is wanneer ons nou so lekker kuier en al die dinge. Right. Van vooraf lyk hulle so en dan van agteraf lyk hulle so. Yay! Right. Myne hang in die kas. Okay. So dan ja, Vrydag op Saterdag ons musiekoefeninge en dan Sondag weer ons normale dienste. Dan Philip en Marlies. Ons wil nou vir julle sê baie geluk met die hoe noem mense daai 'n bietjie gender reveal. Dit is 'n groot woord. Dit is 'n groot woord gepraat. Maar ja, hulle nou gister het hulle nou uitgevind dit is 'n seentjie as ek reg is. Wat op pad is. En kies ook nog daar. Jy gaan die dogtertjie kry nog weg. Amen. Amen. Jy gaan maar dat ek doen so maar. Dit sê dis 'n tweeling. Okay, ja, Piet is 'n tweeling, so kom ons kyk wat gebeur. Maar in elk geval Philip, jy en Marlies baie geluk daarmee. En ons glo en vertrou dat julle hom ook sal of hulle gaan grootmaak soos julle die ander enetjie gaan grootmaak, né? Alright. En so ja, enige iets anders. En dan die laaste ene, die belangrikste, asseblief. Ons vra die donasies vir die gordyne vir elke persoon wat in sy sak voel dat het 'n paar ekstra rande. Hulle kan dit maar vir ons gee vir die nuwe gordyne wat ons graag wil opsit hierso. En ek verstaan olyfgroen. Ja. Baie naby aan olyfgroen, né? Yes. Okay, so maar ja, as julle regtig waar iets goeds wil doen, dan help vir ons om asseblief vir ons weer 'n paar nuwe gordyne op te sit. Hy weet beloof dat hy sal die ringetjies kom inhaak en al die lekker dingetjies, so hy baie dankie vir daai ene. Dankie vir jou opvoer. So ja, dis ons afkondigings. Woensdag sal jy vir ons open en ook sommer vir finansies asseblief. Amen. Almal gevaar en Here, ons kom vanmôre in die huis mekaar en gefeliciteer. Baie dankie vir die geleentheid vir elkeen wat hier kan wees vandag. Vader, die wat nie kan wees nie, Vader, hou jou hand oor hulle. Vader, en ek vra dat U dit sal genees ook, Vader. Vader, ek kom so die woord sê, waar twee of meer in my huis vergader, of wat in my naam vergader, sal U teenwoordigheid wees, Vader. Ons kom vanmôre in die huis en sê Here, dankie. Dankie vir daai dat ons weet, U teenwoordigheid is hier vandag. Vader, kom so en ek sê vir U dankie vir elkeen se bydrae met die finansies, Vader. Vader, ek bid ook so dat elkeen se hart ook sal oopgaan vandag, Here, dat hulle ook in U gehoorsaam sal wees en ons ook sal optel in die finansies, Here. En ons sê vir U dankie vir alles wat U vir ons doen en gee elke dag. Ek loof in die prys en wonderlike naam. Amen. Amen. Baie dankie. Goed,
ons nachtegale kan maar so voor toe kom. Met daar agtertjie kom ook. Kijk, kom maar staan op. Grie die een langs jou, voor jou, achter jou, stoen om. Druk om. Net so wat jy wil. Zodat allemaal welkom voel. Amen. Ons skreen agter is stukkend, so as julle ons rus sien, jammer daaroor. Ons gaan so 'n bietjie moet draai en hierdie kant ook kyk. So kom ons worship. Okay. God's got an army marching through the land. Deliverance is the song, there's healing in their hands. Everlasting joy and gladness in their hearts. And in this army of God above. God's got an army marching through the land. Deliverance is their song, there's healing in their hands. Everlasting joy and gladness in their hearts. And in this army of God above. God's got an army marching through the land. Deliverance is their song, there's healing in their hands. Everlasting joy and gladness in their hearts. And in this army of God above. Amen. Amen. Ons hoop julle stemme is los en I have decided to follow Jesus.
behind me, the cross before me, the world behind me. No turning back, praise the Lord, no turning back. You take the whole world, but give me Jesus. You take the whole world, but give me Jesus. You take the whole world, but give me Jesus. No turning back, praise the Lord, no turning back. Amen. Praise the Lord. Amen. This is freedom. Oh my God, bonita, this is freedom. Oh my God, bonita, bring my love song in altar praise. Oh, good day. This is freedom. Oh my God, bonita, bring this is freedom. Oh my God, bonita, bring my love song in altar praise. Oh, good day. This is freedom. Oh my God, bonita, bring this is freedom. Oh my God, bonita, bring my love song in altar praise. Oh, good day. Hallelujah. Amen. God, how great is His name. He's the only one who's ever saved. He rolled back the waters of the mighty Red Sea and said, I lead you, put your trust in me. How great is our God? How great is His name? Yes, Lord. He's the only one who's ever saved. He rolled back the waters of the mighty Red Sea and said, I lead you, put your trust in me. How great is our God? How great is His name? He's the only one who's ever the same. He rolled back the waters of the mighty Red Sea and said, I lead you, put your trust in me. Amen. Is die
kom ons sit en ons sit net so in aanbidding. Ons sing nie saam, ons gaan net saam. Vader, ons loof en ons prys U vanmôre, my God. Oh, halleluja. Daar's niemand soos U nie, Here. En ons voel vanmôre dat U Heilige Gees vanmôre net in die diens sal vat en dat U vanmôre leiding sal gee. Kom vanmôre op 'n vuur van God en maak in ons harte daardie vuur weer brandend, Here. Dat ons sal weer begeer na die heerlikheid van God. Dat ons sal begeer, Here, na die geregtigheid van U, Here. Dat ons vanmôre alle deure sal toemaak, Here. Alle deure vanmôre toemaak wat ons hart vanmôre kan beïnvloed. Deure toemaak wat ons gedagtes vanmôre kan beïnvloed, Here. Dit wat daar buite aangaan vanmôre sny ons af. En ons kan kom vanmôre en ons vat vanmôre net wat U vir ons gee, o Gees van God. En dat elkeen vanmôre wat in hierdie diens ontvanklik sal wees vir die geregtigheid van die Here. Vir die woord van God. Here, nie ons eie dinge vanmôre nie, maar net U vanmôre, o Gees van God. Dat ons vanmôre 'n honger en 'n dors sal begin ontwikkel, Here. Dat ons vanmôre 'n godsdienstige gees sal afsluit vanmôre. Ons bestraf die werke van die vyand vanmôre, Here. En ons maak vanmôre oop sodat U baie diep in ons lewe kan spreek. En dat ons vanmôre as ons hier uitgaan, dat ons begin ondersoek. En terwyl ons hier sit, Here, laat ons sal begin ondersoek in ons gees. En sal soek, Here, daar waar dinge nie reg is, sodat ons vanmôre kan begin huis skoonmaak, Here. Dat ons vanmôre kan uitvee vanmôre, sodat daar nog net die bloed van Jesus kan oorbly. Dankie, Here, ons roep vanmôre U naam. Ons roep vanmôre U naam. Want daar's geen ander naam bo die naam, die koning van die konings. Ons eer U vanmôre daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Amen, ons is opgewonde vir elkeen wat hier is, ons kuiergaste daar van baie ver af. Daar was zing nie. Daar was zing nie. Yes. Die Suid-Afrika dan met jou snaakse name. Maar ons is bly julle is ook hierso. Wie is nog ver? Appington. Dat is nie so ver, maar is ook ver. En dan het ons een vriend daar heel achter Pretoria, daar is hy. En amper sê ek daar vir vriend sê, maar julle is ons hierso. Nee, ek maak sommer net 'n grap oor. Ons is bly almal is hier en ons is bly dat die Here ons gespaar het. Ons is bly dat ons gesond is. Ons groet ook al ons mense wat inkyk daar uit Namibië, uit en oral. Ek wil nou nie so name noem nie, dan sal ons diens te kort raak. En ek is mos lief. Hierdie een ou het mos gesê ek is lief vir my eie stem. Nou ja, dan sê ek maar so. Ek is lief vir my eie stem. Ek dink jy klink te breed. Prys die Here. Ek wil vanmôre hê ons moet daar na Johannes
Johannes 6. Kan jy glo, toe ek hom naslaan, toe kan ek nie glo Johannes 6 het so baie tekste nie. Teks nommer 70. Yes, daar's nog 'n 71 ook. En dan stop ek dink dis ek die een met die vreeslikste tekste of die langste tekste. Johannes 6 vers 70. 6 vers 70. Wie die woord van die Here is dan maar kragtig man. Dis daarom wonder. Wie is dan vir my lekker as ek vir jou kan sê net wat ek wil sê, dan sê ek die Bybel sê so. Dit is lekker want die Bybel verdedig homself man. Die woord van die Here verdedig en dan kan ek sê die Bybel sê so. Jy wil mos nie luister. Lekker. Amen. Kom ons lees daar saam. Dis maar net 'n teksie wat ek uithaal. Ons lees uit Lukas eintlik vanmôre of ons bedien uit Lukas uit vanmôre. Nou hierdie is 'n pragtige ou stukkie wat hy in die opskrif sê baie van Jesus se disippels verlaat hom. En dan sê hierdie teksie word baie mooi. Kyk wat sê die Here hier. Weet is my so mooi. Wie God het daarom maar 'n hart vol liefde. Die Here Jesus het daarom maar 'n hart vol liefde. En dis wie wat vir my so kosbaar is tot op die laaste. Tot op die laaste gee God ons kans. Jesus mense, wie is dit die genade nie? Tot op die laaste. Al het jy hom op hoe verraai in jou lewe, tot op die laaste is sy genade daar. As ons net uitroep. Ons gaan vanmôre 'n bietjie praat oor hierdie gedagte. Kyk daar wat sê. Jesus antwoord hulle. Het ek nie, hy sê hier, het ek nie julle 12 uitverkies nie. Dis nadat die Here Jesus gaan sit en bid het in die tuin van Getsemane, het hy gebid. Hoor mooi, hy het gebid en gevra by sy Vader, watter 12 moet ek kies? Die Here Jesus sommer net links en regs gekies nie. Hy sê ek het 12 gekies wat my Vader vir my uitgewys het. Hoor mooi. Wonderlik man, kan jy glo? Hy sê jy so het ek nie julle 12 uitverkies nie, vraagteken. En een van julle is 'n duiwel. Yes. Sien hoekom dit vir my so lekker is om net te sê die Bybel sê so. En een van julle is 'n duiwel. Kan jy nou glo dat God vir hom uitwys? Daar's een duiwel wat jy ook moet kies. So waar as wragtig. Daar's 'n duiwel ook. Dis 'n mens. Dis nie die duiwel self nie. As ons verder gaan lees in vers 71, dan praat die woord van die Here, hy sê, en dis Judas Iskariot. Mense. Nou vanmôre gaan ek met ons gesels. Die ongelowige. Lukas 5. Gaan lees hom. Ek gaan hom nie vir julle lees, want ek weet julle gaan hom nie lees, so ek gaan lees hom. Lukas 5, daarvan vers 1 tot op die laaste, die wonderlike visvang en die eerste disippels. Die wonderlike visvang en die eerste disippels. Nou vanmôre wil ek baie kosbaar wat die Here met my in hierdie tydjie gedeel het, en ek is so altyd opgewonde vir Sondag om met ons te kom gesels oor dit wat God met ons doen. Hier. Preekstoele. Dis nou nie vir my ding. As ek wil rondom my broer hier slaan ek rondom taal. Ek is nogal beweeglik hier met hierdie vet lyf. So prys die Here man. Ons is mos opgewonde man. Hey, is julle ook bly dat God vanmôre vir jou wakker gemaak het? Dit hom kon sê. Jy wou opgemaak het. Dis natuurlik man, ons is bly. Ons is happy. Jy kon dood gewees het, jy kon gegroet het man. Ons kan nou begin kluite al gooi. En die rys kon nou al gekook gewees het vir die begrafnis. Is dit nie waar nie? Prys die Here man, wonderlik. Maar God het nog vir ons 'n geleentheid gegee vanmôre en daarom is ons dankbaar vanmôre dat die Here vir ons hierdie geleentheid gegee het om sy naam te prys. En dis waaroor ons vanmôre hier staan, dat ons prys die Here se naam.
Nou hierdie afgelope tyd, hierdie hele tyd praat ons oor disipelskap. Ons praat van om uit te gaan en disipels te gaan maak. Disipel beteken om 'n volgeling van die Here te maak. En nou, dis 'n opdrag wat die Here vir ons gegee het. Gaan uit en gaan maak disipels. Nou volgende Sondag, weet die Here so getrou, hy het al klaar vir sommer vir volgende Sondag ook. Hy sê, jy nie wil praat, gaan ek die klippe laat uitroep. Halleluja, so volgende Sondag gaan die klippe kom. Ek gaan met vir jou se kom klippe kom. Sit jou val jou met op. Verstaan jy, want die klippe gaan pragt. So, maar prys die Here, dit is so wonderlik wat die Here vir ons altyd sê, om disipels te gaan maak, hoe belangrik dit vir God is, om disipels te maak. 'n Disipel praat van 'n volgeling. Volgeling van wie? Van die Here Jesus. Nie net 'n disipel nie, man. Ons sal agterkom dat nie net sommer 'n disipel. Ons lees mos hier in die woord van die Here waar hy praat van, het ek julle 12 uitverkies en tussen julle 12 is daar 'n duiwel. So dit sê vir my dat daar baie volgelinge van die Here is, baie disipels, maar nie almal is eerlik nie. Nie almal is opreg voor God nie. Is dit nie verskriklik nie? Jy noem jou Christen. Man, weet jy dat die woord van die Here vanmôre sê, jy's alreeds uitgespieg deur God. Hoe vreeslik. Maar God het so genade. Wie die Here se genade is so groot. Ek dink jy ons besef dit nie. Jy moes al dood gewees het. Dis genade dat jy vanmôre hier sit. Jy moes al verwoes gewees het. Want die woord van die Here sê vir ons so mooi, dat die duiwel, die Satan loop rond soos 'n brullende leeu en hy kyk wie kan hy verwoes, wie kan hy verslind, wie kan hy doodmaak. Mense verstaan nie wat hier, ons is nie in hierdie wêreld net per toeval om net gou hier te leef, ons almal gaan maar dood. Nee, ons is hier met 'n rede. En ons moet werklik ek kan nie, Woensdag kan ek nie ophou praat oor stilte tyd waar ons voor God moet gaan stil raak oor jou lewe nie. Ons moenie ons sondige wêreld, ons sondige lewe voor God regverdig nie. Mense, ons as kinders, as disipels van die Here, regverdig sekere sondes in ons lewe. Is dit nie vreeslik nie? Nou as ons vanmôre hier in Lukas 5 gaan lees, dan sien ons daar dat die Here kom daar en hy teen die see, weet is dan wonderlik hoe die Here begin om sy disipels op te roep. Is dit nie wonderlik nie? Wil jy toilet toe? Jy kan maar sommer nie so agterom weer terug. Dis daarom wonderlik hoe ons kan besef, hier staan die Here en hy nou gaan afsonder en hy by die Vader genoem hoor. My kind, hier is die 12 wat ek vir jou uitsit. En Jesus begin rondbeweeg. Kosbaar man, kosbaar. En hy kom by hierdie see en hy begin preek. Jy sien, in daardie jare was die woord van God bitterlik skaars. Almal wil wette gehou het soos 'n klomp Jode. Hulle is almal so onder die wette gewees dat hulle kon asemhaal. Hulle is versmoor. Hulle is half vrek gemaak. As dit nie die Jode was nie, dan is dit die klomp Romeine wat hulle vervolg het. Verstaan jy? So hulle is so onder verdrukking gewees. Hulle het soveel pressure in hulle lewe gehad. Hulle het soveel vervolging gehad. Hulle is eintlik uitgehonger gewees. Hulle was eintlik soekend na iets gewees en hulle verstaan nie in hulle binnekant waarna hulle werklik soek nie. En hier kom iemand, verstaan jy? Hulle weet nie wie hy is nie. Hulle ken nie Jesus nie. Verstaan jy, hulle het baie gelees in Jesaja, die boeke, die Ou Testament se boeke het hulle gelees van iemand wat op pad is. Hulle het gelees van iemand wat op pad is, maar hulle het nie geweet wie is dit nie. Verstaan jy? Het jy al in jou lewe gevoel hoe voel hopeloosheid?
daardie vreeslike gevoel om sonder God te voel. Mense, as ons in die sonde is, as ons met ongeregtigheid wandel, as ons in sonde lewe, as ons, verstaan jy, dan voel dit vir jou, as jy nie in 'n kerk gekom het nie, as jy nog nooit gehoor het van Jesus Christus nie. Ek het nou die dag met iemand gepraat, 'n vreeslike gesien, en sy sê vir my, pastoor, ek het nog nooit, het my ouers my blootgestel aan kerk nie. Is dit nie vreeslik, mense, om nooit te hoor van die Here nie? En dis presies wat hulle hier gehoor het. Hulle weet van God deur die klomp wette wat hulle moet onderhou. Dis al wat hulle van God weet. Maar daar's 'n hongerte, daar's 'n soeke, verstaan jy? Want uiteindelik wat ons soek is die Heilige Gees. Halleluja. Dis waarna ons smag. Dis waarna ons honger is. Maar ons besef dit hier binnekant. Want hierdie godsdiens demoon wat in hierdie verdomde dorp heers, hierdie godsdiens demoon en sy priesters wat jou onder gedwang wil hou, jou onder wettige druk wil hou, sodat jy nie die heerlikheid van die Gees kan proe nie. Ek sê dit vir jou vanmôre, and I don't care, Pieter. As jy nie die Gees van die Here ervaar, die mense, is jy dood soos 'n klip. Is daar niks in jou lewe nie. Want die godsdienstdemoon hou vir jou besig, en hy hou jou op die grond, en hy hou jou soekend. Jy loop op soek na niks, verstaan jy? Jy soek, en jy sal in jou lewe sal jy nooit iets vind nie. Want jy soek nie werklik nie. Want daar's 'n dwarsheid, daar's 'n rebelsheid, daar's 'n trotsheid, daar's 'n hoogmoedigheid. Dis hoekom ons God se Gees nooit ontmoet. Omdat ons hom nooit ontmoet. Daar sal 'n leegtyd in jou bly. Jy sien die oomblik toe Jesus langs die see begin praat. Hey! Kry jy hom manne? Prys eer. Ja? Nou sal ek gele ek soos 'n man. Jy het nou weer hierdie prediker hierdie voorlaaste Sondag aan. Magtig man. Halleluja. Amen. Daar kom die dinge. Verstaan jy man? As dit by die Here is, dan is dit raas ons man, dis remoer man. Daar's blydskap in ons lewe. Daar's vreugde in ons lewe. Dis tog die karakter van die Here, mense. Dis nie waar nie. Galasiërs 5 vers 22. Vreugde, blydskap. Hey, sing 'n lied vir die Here man. Verstaan jy? Jou hart borrel. Ek kan nie glo, mense as ons lees daar van nou Dawid wat geloop en juig en gejubel het, dat hulle sê, daai perd is gesuip. Nou, hulle moet sê, hey, daai Shalom se pastoor is 'n dronkperd. Hy raas te veel, hy hou vir hom simpel. En hy nog 'n paar vellies ook aan verdaan. Jy sien julle gesien ek het so baie op my broek ook vanmôre aan. Lekker man, lekker. Ek net so 'n bietjie breek, prys die Here. Verstaan jy, dankie tieners vir hierdie. Ek trek al daar met die klein hekkie uit en dan kom die broek agterna. Halleluja. Halleluja. Yes. Verstaan jy so hier praat die Here. Jy sien as Jesus begin praat man, as Jesus begin praat, dan sal vreugde en daar blydskap man. Verstaan jy daar kom iets man. Het jy al begin ervaar waar jy miskien so teen die see sit Jana, as ons daar sloepe toe stap, en die volgende ene oomblik, dan loop jou trane nie. Man, dis hoor jy oor iets hartseer is, jy begin beleef, want die Gees van die Here praat hier in jou binnekant, dis nie waar nie. Hier begin 'n honger te opstaan, hier begin iets lewe en jy verstaan nie altyd wat hier aangaan nie. Maar moenie, jy hoef jy alles te verstaan nie. Ons weet, dis die Gees van die Here wat lewend maak. Jy maak lewend maak. Lekker man, dit is kosbaar. Verstaan jy, nie praat Jesus teen die see. En die woord sê, die mense het so honger geraak, dat hulle hom amper begin vertrap het. Kyk net hier mense, waar die waarheid van God uitgaan. Daar trek, ek het nie 'n verdomde advertensie nodig nie man. Hier staan ek, net so breed. Nog nooit man, vir my moet jy nou nie meer op 'n poster hê. Dis plooie, dis 'n ou vlek. Ek het gesien, ek maak dit glad nie meer mooi nie. Help my om vir my uit te vind en dan sê hulle maar jy lieg, dis 'n ander woord hier staan. So ek sit my nie meer op 'n poster nie. As die Gees van die Here
As die Heilige Gees die mense trek, as ek besig met myself. Dan is ons besig met onsself. Want die Gees van die Here waar trek mense. Die Gees van die Here trek. En dis ook wat my nie adverteer nie. Want jy sien, hy is die lig, ek is nie die lig nie. Hy is die lig, Jesus is die lig, ek is nie die lig nie. Nee, en ek wil ook nie die lig wees, ek is net 'n volgeling. Prys God, man. My broer, ek het jou iewers gesien, ek check jou uit. Maar ons gaan later gesels, halleluja. Verstaan jy? So wonderlik man, verstaan jy, hierdie praat die woord, Jesus is mos die woord. En hier's honger mense. Nie honger om hier die belly vol te maak, nee. Hulle is honger vir die siel. Die siel is honger. En hulle begin om Jesus half te vertrap. Wie God is dan vol? Wie die Here is so vol wysheid. So vol met wie, en hy sê, hy sien wat hier gebeur. Maar hy weet waarvoor hy gekom het. Hy het juis gekom vir hierdie verlore mense. Vir hierdie honger mense, hierdie soekende mense. En hy sê, sien hier 2 bootjies aan die gang. Hy sê, stoot my net so 'n bietjie dieper in die water in. Laat ek net behoor, dat jy sien hier van die water af. Dis stil en die woord van God weer klink nog mooier. Die preekstoel. Jy sien, wie ons moet nie die woord sou net lees nie. Jesus het net op die boot gestaan. Hy sê, die woord sê, hy het gesit in die boot. Want 'n koning sit. Amen. Wat sê 'n koning sit? Hy staan en praat nie daar voor die mens. Nee, hy sit en hy bring die woord. Die woord wat in hom is. Ja, mense. Is dit nie wonderlik? En hy besef, wie Petrus, hulle onthou hierdie manne ken nie God. Hulle is so mismoedig, hulle probeer survive. Hulle probeer oorleef in 'n ou wêreld sonder liefde, in 'n wêreld onder verdrukking en baie probleme. En hier kom Jesus en hy sê, Petrus, kom ons gaan so bietjie dieper in. Jy sien, wat was hulle die disippels, hoor, hier lê 'n ding vanmôre. Hier lê 'n ding vanmôre. Ons wil almal disippels wees. Ons sê ons is almal disippels, Ons sê so disipelvolgeling van die Here. Ons sê ons is almal disippels. Maar hoor wat sê die woord baie mooi hier. Hy sê en hulle was besig om hulle nette skoon te maak. Hoor hierso. Hoor jy wat God vanmôre vir jou sê. Hierdie disippels was, want hulle het die vorige aand iets probeer. Kyk op. Niks. Hulle het getry om vis te vang. En hulle het teruggekom met leë nette. Die woord is nie sommer net woord, die mense. Laat die Gees van die Here die woordvatting vir jou oopbreek. Die woord is nie net woord nie. Jy sien, hulle het uitgegaan en hulle het probeer vis vang en hulle het niks gekry nie. Want jy sien, wat is die probleem gewees? Hulle nette was vuil. Hulle nette was vuil. En dis wat God vanmôre met my en met jou wil gesels. Ons wil disippels wees en ons bid, Here, ons almal, Here, daai ou liedjie stuur my. Jong, weet jy wat jy praat? Weet jy wat jy sê? Ons kan vreeslik saam met Jesaja, vreeslik, Here stuur my, vreeslik belangrik lyk. Here, stuur my net waar jy lieg, want jy kan nie eens hier uitgaan. Jy kan nie hier buitekant, dan begin dit al vir jou 'n probleem raak om die evangelie uit te vat. Dan wil jy nog China toe gaan, dan wil jy meer vervolg, jy is die een wat die hardste uit 'n teerpad uit stof hardloop. Verstaan vanmôre mense, vanmôre is dit 'n baie belangrike ding wat ek vir ons wil deurgee. As ons kind van God wil wees, as ons 'n ware disipel, verstaan jy, die woord van die Here waarsku ons vanmôre, het ek die 12 gekies en een van hierdie 12 is 'n duiwel. Hoor jy wat die Here, die Gees van God waarsku ons vanmôre, dat een van hulle was 'n duiwel. Want jy sien, hoekom was hy 'n duiwel? Want sy nette was vuil.
Ons moet vissers van mense word, sê die Here. Hy sê vir Petrus, ek gaan vir julle uitstuur. Julle het vis gevang, maar nou gaan julle vissers van mense word. Wat beteken dit, mense? Ons gaan uitgaan en ons gaan die woord gaan verkondig. Ons gaan mense se siele by die Here uitbring. Maar jy kan dit net reg kry as jou net skoon is. Amen. Jou kop, jou hart. As hierdie goed nie reg is nie, sal jy soos die vorige aand niks van nie. Niks, want jou net is vuil. Jou lewe is vol bedrog. Jou lewe is vol sonde. Jou lewe is vol ongeregtigheid. Jou net is vuil. En jy kan miskien vanmôre wegkom tussen die mense om voor te gee dat ons gesonde mense is. Oh, halleluja. Oh, prys die Here. Verstaan jy, in die kerk is dit die lofsange van mense. Oh, God is so goed vir ons. Hey, hulle sien hulle jou daar buitekant. Dan is jy die duiwel. Dan is jy die duiwel. Huh? Jy's 'n disipel, maar jy's die duiwel. Huh? Maar wie God se genade? Dis sy genade dat die duiwel nog tussen die 12 is. Dis sy genade, mense. Dis sy genade, dis die Heilige Gees se genade. Dis Jesus se genade wat hy pleit voor God die Vader. Vader, kom ons gee hierdie boom nog hierdie jaar kans voordat ons hom uitkap, want God het reeds opdrag gegee. Kap uit hierdie boom. Kap uit hierdie disipel. Kap uit hierdie duiwel tussen julle. En Jesus, die tussenganger, probeer soebat nog. Hy sê, Vader, kom ons gee hierdie jaar, ek wil hê jy moet baie my hoor. Kom ons gee hierdie duiwel nog hierdie jaar kans. Kom ons gee hierdie disipel wat vir hom voordoen as 'n disipel. Kom ons gee hom nog hierdie jaar kans. Wie ek lees 'n stukkie van nou, wie is hy vreeslike painter Leonardo da Vinci. Nou ek is nie vreeslike kenner op al die goeders hier so verskoonde, maar toe hy begin skilder aan hierdie skildery, dis mos die laaste avondmaal, soos ons sê, die laaste ete. Ja, dit het jare gevat. Dit was nie vinnig nie. Dit het jare gevat vir hierdie man om hierdie ding te, hierdie laaste ete. Soos wat die disipels saam met Jesus geëet het. Jare gevat om hierdie ete, hierdie skildery klaar te maak. En toe hy by die prentjie kom, die persoon Jesus kom, toe gaan hy in die strate in. Dis die waarheid. Dis nie 'n storieetjie nie. Toe gaan hy in die strate in en hy gaan soek iemand wat vir hom min of meer 'n idee, 'n gedagte kan gee van hoe Jesus gelyk het. Nou ons weet nie hoe hy lyk nie, maar verstaan jy, iemand wat hierdie karakter, hierdie gesigsuitdrukking kan gee van hoe Jesus miskien kon gelyk het. Die vrede en die vreugde, die blydskap, die rustigheid. En hy vind 'n jong man. En hy begin skilder hom en hy maak klaar. En hy gaan aan en hy begin skilder die res van die disipels. En 20 jaar, plus minus 20 jaar daarna, toe soek hy iemand om vir Judas. Want jy sien, Judas het langs Jesus gesit. Een kant het Petrus gesit en die ander kant het Judas gesit. Dis net soos die aan die kruis, die een kant 'n rower en die ander kant het iemand wat die Here aangeneem het. Hier's 'n Petrus, 'n gesalfde van God wat werklik die Here liefhet. Hier's een wat voorgee dat hy die Here liefhet. Hey mense, en God gee hom daardie plek. Die Here Jesus gee hom daardie plek om daar te sit. Want God maak geen onderskeid nie. Tot op die laaste. Ja, mense, en hy gaan uit strate toe, en hy gaan soek weer iemand om Judas te skilder. Met daardie gesig van Judas. Hy kry iemand daar buitekant, verwaarloos, en hy begin skilder. En toe hy klaar geskilder het, toe vra hierdie persoon, maar onthou jy my nie?
ek is dieselfde een wat Jesus. Dis die waarheid. Ek is dieselfde persoon wat Jesus was, wat jy geskilder het. En hy vra, wat het gebeur? Hy sê, bitterheid en sonde het my lewe oorweldig. Dieselfde. Ja, mense. Kyk, hoe kan die vyand jou verwoes? 'n Judas disipel. Hy kan hom voordoen as Jesus. En maar hy dieselfde asem kan hy hom voordoen as die verraaier. In sy hart is hy die verraaier. In sy wese is hy die verraaier, want jy sien sy nette is vuil. Sy lewe is vuil. Mense, hoeveel keer sit ons in die huis van die Here? Hoeveel keer sit ons nie by gebedsbijeenkomste? Hoeveel keer sit ons nie onder getuienisse nie? Hoeveel keer is dit nie dat God mense op jou pad stuur nie? Alles dit by begrafnisse, alles dit by troues. Wie die Here soek geleenthede op geleenthede om met ons te kan kommunikeer en te praat. En so bly sit ons met ons issues en probleme. Ons wil nie oopmaak nie. Want jy sien, die Here Jesus sê, hy sê, Petrus vat hierdie bootjies en stoot dit bietjie dieper in die water in, man. Jy sien ons lewe moet bietjie dieper by God ingaan. Ons moet bietjie meer geanker word in die Heilige Gees. Ons moet bietjie toelaat dat die Gees van die Here hierdie nette skoonmaak en ons moet nie vaskom nie, mense. Dis hoogmoed en hoogmoed sal die koninkryk van God nooit ingaan nie. Jou rebelsheid sal maak dat jy die wonderlike Jesus Christus mis en jy sal hier voorgee hier buitekant dat jy hierdie mooi karakter volgeling van die Here is. Maar op die einde van die dag, jy sien, Jesus weet, die Here Jesus weet, die Heilige Gees van God weet, ons kan vir mense, Judas het almal bedrieg, maar hy kon nie die meester bedrieg nie. Hy kon Jesus nie bedrieg nie. Maar in sy hele, dis nooit, hoor mooi, as ons lees in die woord, as hy aan die regterhand van God gekom, van Jesus kom sit het, dan sê dit vir my, Petrus was die leier, disipel, maar Judas was net so 'n vertroueling met die geldsake van, verstaan jy, so het hy gesteel, so het hy bedrieg, en het oral, dis geen manier het Jesus hom anders te hanteer as enige een van die ander 12. Kyk hoe groot God aanbid ons. Nie een oomblik hanteer die Here Jesus jou anderste as die res, tot op die laaste. Saam gewandel, waar siek is en dooies en krepel is, saam gewandel, saam al hierdie dinge gesien, saam 'n besluit gemaak toe die res van die mense wegdryf van die Here af, toe staan Judas by, nee, hy volg, ek gaan saam met u, verstaan jy, en almal dink, joh, man, wat 'n man van God, wat 'n man van, 'n vrou van God is hierdie, verstaan jy, ons kyk hoe bedrieglik is ons, hoe kan ons voordoen, verstaan jy, in ons hart is soveel bedrog, maar jy sien, daar gaan 'n probleem kom, want jy stap saam met die meester, jy stap saam met die Heilige Gees van God. Hoor vanmôre mense, wie kan nie, ek smaak of my eie ore kan, hoor en luister. Hoor en luister, skud hierdie drekse godsdienstigheid af in jou lewe. Hierdie godsdienstige demoon is vuil goed uit die hel uit. Man, ek haat en verpes 'n blinde godsdienstigheid. Wat sê die woord van die Here? Hy sê julle lippe is na my, maar julle harte is ver van my. Wat 'n aanklag, wat 'n hartseer, mense, as Jesus sien. Ek wonder hoe moes Jesus gevoel het, terwyl Judas Iskariot saam met hom, saam met die ander 12, en uit geen voor, inteendeel laat voel hom
baie meer spesiaal as die res van die ander, want hy sien in sy hart. Hy bied vir hom, hy sê, hier is die stukkie brood, Judas. Judas, kom, verstaan jy tot op die laaste, Judas, kom, ek wil jou voete was. Kom, ek was jou voete. Verstaan, hoor jy vanmôre die uitroep van God na jou lewe. Ek is baie ernstig as ek dit vanmôre sê. Hoor die uitroep van die Heilige Gees. Wat hy sê, ek is hier vanmôre om jou voete te was. Ek is vanmôre hier om jou hart te suiwer. Ek is vanmôre hier om jou sielsdimensie in plek te kry. Verstaan jy vanmôre? Daardie kosbare bloed van Jesus. Levitikus sê, die lewe is in die bloed. Die lewe is nie die bloed nie. Dis binne in die bloed. Die binne in hierdie bloed is Jesus Christus, die Heilige Gees van God. Die bloed is net die draer van die Heilige Gees. Die bloed is nie God nie, maar die bloed is die draer van daardie een wat jou kan suiwer en kan skoonmaak vanmôre. Ons moet net sê, Here, hier is ek vanmôre werklik in my hart. Kom suiwer my vanmôre. Laat daardie bloed van U deur my kom vloei. Daardie krag wat in die bloed is, dat dit my kom suiwer vanmôre. Dat dit my vanmôre kom skoonmaak, Here, want ek wil as U uitroep, volg my, dan wil ek U volg. Oh, wat gebeur? Ons wil eers vas. Staan toch vas, mense. Ek weet dit is alweer 'n halfuur verby, maar kom staan vas. Ek wil net nog 'n paar goedjies deur. Ek weet nooit wanneer iemand hier uitstap en jy sterf. Dan is daai bloed nie op my hande. Dis nie my bloed dan nie. Verstaan jy, die Here sê, Petrus, stoot jou bootjie dieper in. Ek wil vir jou iets wys. Maar in ons is 'n rebellie. In ons, hy vra, ek het gisteraand getry. Ons het getry. Wie is U? Dis wat eintlik in sy hart sit. Wil U nou vir my kom leer? Ek is 'n visserman. Ek ken jou nie eers nie. Ek het nou van jou gehoor. Ha? Maar ek sal iets sê van, doen dit maar net, Petrus. Doen dit maar net. As die Gees vanmôre met jou praat, wil jy nie jou saak met God regmaak nie. Ha? Moenie na daai stem wat vir jou sê, jy's right. Dis nie net nodig nie. Dis nie waar nie. Wat gaan die mense van jou sê? Want jy's miskien dalk 'n groot Christen in die gemeenskap, maar jy's 'n Judas disipel. Miskien ken jy glad nie die Here nie. Verstaan jy? Maar as die Gees vanmôre vir jou sê, stoot jou bootjie bietjie dieper in die water in, want ek wil vir jou iets wys, Petrus. Ek wil vir jou iets wys, Willem. Want daar's 'n tyd in my lewe en u lewens gewees wat kan getuig. Daar was 'n tyd wat die Here sê, ek wil vir jou iets wys. Ek wil vir jou wys wie's ek. En na die vreeslike visvang, wat gebeur daar? Kom ek lees vir u wat sê die Here in sy woord. Hy sê daarso, ek sal op u woord sal ek die nette laat sak. En nou Petrus, na hy sien wie Jesus, hy sê, gaan weg van my, Here, want ek is 'n sondige man. Ja. Ons dink, ons ken God. Ons dink vanmôre, ons weet wie die Heilige Gees is. Ken ons hom. Ken ons hom werklik. Ha? Ken ons hom werklik. Ja, Here, ek weet nou. Gaan weg. Petrus val op sy knieë en hy sê, gaan weg van my, Here. Ek besef vanmôre wie ek is. Miskien is dit die uitroep vanmôre in ons lewe. Gaan weg van my af, Here. Here, ek is 'n sondaar vanmôre. Ek het te veel sonde vanmôre. Gaan weg van my af, Here. Gaan weg, Here. Want jy sien, ons kan saam wandel, ons kan al hierdie dinge beleef. Ons kan onder die groot meester sit en hy leer ons. Hy lei ons in die waarheid. Ons sien alles, ons beleef dit ons, maar jy sien, as my hart vanmôre nie ontvanklik is nie, soos wat Judas beweeg het, saam met die Here, hy tot voordeel van homself, verstaan nie vanmôre, ons wil kyk wat ons kan put uit godsdienst. Ons wil kan kyk wat ons kan put, wat so voordeel kan ek trek. O, die mense gee my eer,
is die grootste voordeel wat ons seker kan trek uit. Hulle sien my as hierdie godsman. En wie, kom ek sê vir jou, daai naam pastoor het al deure oopgemaak. Wie hulle aanbid jou. Hulle maak van jou 'n God, man. Is dit nie verskriklik nie? Hulle maak van jou 'n God. Verstaan jy die naam pastoor? En wie as jy nou wil vinnig in 'n dorp aanvaar word, sê jy's pastoor, dan kry jy sommer alles. Want jy sien die naam pastoor maak vir jou so deure oop dat hulle voel. Jy sien in die geselskap van 'n Judas Iskariot, voel jy gemaklik, man. Dis een van daai mense, anders sou Jesus hom ook nie daar ingesit het nie. Verstaan jy, want Judas Iskariot, dis soos 'n skinderbek. 'n verdomde skinderbek, dat voel jou net so gemaklik. Want jy wil saam skinder, wil klomp twaks het saam gesel. Jy wil ander mense op afbreek. Jy voel gemaklik, man. Dis 'n verdomde Judas waarmee jy besig is, man. Kry daai ding uit jou lewe uit. Dis die duiwel self met wie jy besig is, man. Dis die Satan self waarmee jy besig is. Verstaan jy? Hierdie mens gaan jou in die hel invat. Hierdie mens gaan jou verlei, man. Hierdie mens gaan jou dood veroorsaak. Ek gil vanmôre, as jy dink gil man, dan gil ek. Maar ek is vanmôre, ek sê vir jou, in my hart is ek bekommerd oor baie van ons in hierdie gemeentetjie se lewe en se verhouding met God. Want ons lyk soos die Judas toe daar begin skilder word. Want jy kan baie mooi, maar jy binnekant verwoes. En jy sien een ding vanmôre, ons meester weet, jy sal hom nie om die bos lê. Nee, ons sal hom nie om die bos lê. Judas was tot by daardie laaste ete. Hoor mooi, Judas was tot by die laaste ete. Maar jy sien Judas, 'n mens Judas, in jou hart, is nie bereid om Getsemane te gaan. Want jy sien, in Getsemane praat hulle van die olyfpers. Daar word jy gevorm. Hy wil voordeel getrek het. Hy wil die kroon gedra. Hy wil die room geskep het. Maar hy het nooit besef dat daar 'n uur gaan aanbreek, wat die roomskep tyd verby is, wat die kroondra tyd verby is, wat jy die aansien van die mense geniet het en verby is. Die roemtyd verby is. Die mooi praatjies, pragtige Willem, daai tyd gaan verby. Want daar kom 'n Getsemane en jy sien dis bitter min ware disippels wat bereid is om deur Getsemane te gaan. Want jy sien, as ons mooi gaan navorsing doen, dan sien ons, dis waar olywe gepers is. En kan jy glo, dat die eerste olyf, terwyl daar baie proses wat dit deurgaan, maar die eerste olie wat uitkom, hoor mooi, lyk soos bloed. Het jy dit geweet? Die eerste olie, want Getsemane is die plek waar hulle olyfbome, olywe gepers het. Dik gesit. Die eerste olie was bloedrooi. Sê dit iets? Sê dit nie iets nie. Daar in Getsemane moes die disippels hoor, as jy my verder wil volg, neem my kruis op. Judas sê nee, ek stel nie belang nie. Ek stel nie belang nie, want jy sien die Satan het klaar in sy hart begin werk. Die hele tyd al. Die Satan het net 'n instrument gesoek, wat vals is. Die Satan het net iemand gesoek, sodat hy kon sê, God is nie goed genoeg nie. Kyk, daar kan God dan nie sy disippels eers beskerm nie, dis waarvoor. Dis waarvoor Getsemane, dis hoekom die Satan, hy het vir die engele, vir die leermag van God, het hy probeer deurgee, is dit die God wat julle dien? Hy kan nie sy eie mense beskerm nie, hy kan nie sy eie disippels beskerm nie, dis wat daar gebeur het, mense. Hy het vir sy eie demone gewys,
Kom ek wys julle, sien julle wat hier gebeur. Daar die God ons het, dis nie verniet julle, laat julle rug op hom gedraai. Sien julle, hy is onbevoeg om sy mense te beskerm. Hy het vir die res van die wêreld gewys, julle God wat julle probeer dien, is onbevoeg om julle te beskerm. Dis wat hy probeer doen. Hy probeer. En op die einde van die dag kry hy 'n instrument. En ons weet dat toe hy in Judas invaar, op die einde van die dag hang hy hom. Ek wil nie daaroor praat. Ek glo hy is seker nou nog dood. Maar hy het ongelukkig, dis soos AIDS, hy het 'n paar ander aangesteek. Hy het 'n ander klomp besmet. Deur daai verraaiing so, het hy klomp mense besmet. Want die Satan het deur hom gewerk. En die Satan werk tot vandag toe om Judas disippels te maak. Mense wat voorgee dat hulle God dien. Maar in hulle harte is daar niks nie. Is daar niks nie. Want jy sien, hulle wil nie die kruis, die kroon verruil vir die kruis. Want die kruis kos jou lewe. Kruis kos jou lewe. En ons wil dit nie prys gee nie. Weet jy dat ek al met mense gedeel het, wat jy die doodsheid sien in hulle lewe. Dis so goed, ek sal nou praat met so 'n glaas. Daar's niks. Niks wat ek net kan sê, Here, wees tog genadig. Ek het in daai Beaconsfield, met 'n dogtertjie van 14 wat so geryp is deur haar ooms en neefs en al wat gemors. En dis klomp duiwels. As jy ryper is, jy 'n duiwel. Jy moordenaar is, jy 'n duiwel. Jy skinderbek is, jy 'n duiwel. Jy afbreker is en verraaier en 'n bedrieger is, jy 'n duiwel. Want die woord van die Here sê vir my, of jy dien God of jy dien die duiwel. So jy's 'n duiwel. Of jy's by God of jy's by die duiwel. En daardie dag bedien ons dis baie lank terug, 25 jaar terug. Bedien ons daardie dogtertjie. Bedien ek haar. Ek self het die baie wyse te kennis, want ek kom ook nou maar by die Here. Maar terwyl ek vir haar bid, toe sien ek daar's niks. Die vyand het reg gekry om iets baie kosbaar te steel. Sy's dood hier binnekant. En ek kon daardie dag maar net sê, Here, ek weet, uit my onkunde kan ek sien, sy's dood. Sy lewe nog, maar sy's dood. Vandag het ek die wysheid om te kan sien waar doodsheid is. En keer op keer kom klop die Heilige Gees, maar net nog 'n keer. Ja, mense. En so eenvoudig, Here, ek gee oor. Ek is bereid om deur Getsemane te gaan. Ek is bereid om te betaal. Ek is bereid om my kruis op te neem. Want dit wat vir my daar voor lê, is baie meer kosbaar. Baie meer kosbaar. Want ek sal huil hieroor, ek altyd lus het vir huil, man. Ek huil oor julle. Oor elke een. Ek huil oor ons dorp. Ek huil waar ek die voetspore van die Satan sien. Ek huil waar hartseer is. Ek huil saam waar blydskap is. Want ek is deur Getsemane. Verstaan jy? Ek is daar deur en God hou my nederig. Hy hou my daar sodat ek kan sien hoe lyk jou hart. Nie om jou te veroordeel nie. Nee, God hou my nederig, want as ek nederig is, met my oë oop. Dan kan ek sien. Ek kan sien waar doodsheid is. Ek kan sien waar die Gees van die Here my lei. Ek kan sien waar God se Gees sê bid. Praat help miskien nie, maar gebed. Verstaan jy? Ek kan vir God vra. Ek kan ook hier, ons is hier om te vra, Here Jesus, wil U nie maar nog 'n kans gee hier? Wil U nie maar nog 'n kans gee?
Ander van ons het geen probleme nie, maar ons is dood hier. Hier is so droogte. Verstaan jy dat ons dink ons is fyn, ons is okay. Ja, mense, wil ons nie maar eerder vanmôre voor God kom en sê, o Heilige Gees, maak my net vanmôre skoon. Want ek wil bitter graag, wil ek gaan beleef en ervaar wat ek by u beleef en ervaar. Dit wat ek beleef, wil ek vir 'n vriend of wie ook al gaan deurgee. Ek wil vir iemand wat droog is vanmôre in hulle lewe, wil ek gaan deurgee dat by Jesus is lewe. Verstaan jy vanmôre wat die Here, Petrus, stoot net jou boot bietjie dieper in. Jy's te vlak, man. Jou geestelike lewe is te vlak, Petrus. Stoot jou boot bietjie dieper in. Daar by die diepte, daar sal jy vang, want ek is by jou. Jy sal, verstaan jy mense, daar's 'n belofte vanmôre van God. As jy jou nette, as jy jou lewe in orde kry vanmôre, is daar 'n belofte by God vanmôre. Hoor mooi, 'n belofte by God, dat as jy nou nette gaan uitgooi, verstaan jy, ons het miskien baie al geprobeer nette uitgooi, uit ons eie vermoëns uit, ons eie krag, en jy sien die vyand sit hou die vangs terug, hy wil jou moeg maak, hy wil jou uitput, hy wil vir jou laat voel, jy is nie goed genoeg nie, en dan kom die Gees van die Here vanmôre, en hy sê, kom sorg net jou hart uit voor my, kom maak jou gedagtes vanmôre skoon, jy is in vlak water, gaan bietjie dieper, vanmôre gaan raak stil voor my, want by my is die krag, by my is die deursetting, by my is die deurbraak vanmôre mense, en as jy dan uitgooi, want God wil ons gebruik, nie miskien hy wil jou gebruik, maar ons moet dieper, ons moet werklik dieper in ons verhouding met God. Jy gaan nie so deurbraak nie. Ons moet werklik dieper. Amen. Kom ons sluit ons oor. As daar vanmôre is, ek voel dit so op my hart vanmôre, werklik. Ek voel so op my hart vanmôre. Ek glo dat die Gees van die Here vanmôre, miskien vir hier en daar, wie ook al, net 'n kansie wil gee en sê, ek het met jou gepraat, man. Bagger alles. Vergeet van mense, man. Los mense uit. Ek het met jou gepraat. As daar vanmôre van u is wat voel, ek wil dieper. Dieper by u, Here. Ek wil dieper, want daar dieper gaan u vir my help, om my nette skoon te kry. Dan wil ek hê jy moet vanmôre by my kom staan, want ek bid ook elke dag, Here, ek wil dieper, ek is nie tevrede. Ek kan nie hier op die land, kan ek saam vers van, nee, dis stupid, ek wil dieper gaan, Here, ek bid vanmôre vir my gemeente, my God, u het my herder hier gemaak, ek bid vanmôre, o Heilige Gees van God, dat ons sal dieper by u ingaan. Ek smeek vanmôre, my God, dat ons sal dieper by u ingaan. En dat ons alle trots sal afbreek vanmôre, Here. Dat ons alles sal afbreek en net sê, Here, ek wil dieper gaan. Ek bid vanmôre, o Heilige Gees, elkeen wat uittreë vanmôre, my God, dat ons sal wegsteek, en dat ons vanmôre net ons hande in die lug opsteek en sê, Here, ek is in vlak waters, en hier in die vlak water is die vyand besig om my te vernietig, Here. Hier in die vlak waters vanmôre, Here. Ek bid vanmôre, o Heilige Gees, laat u werk sal doen soos wat u goed dink. Dat u vanmôre sal suiwer en sal skoonmaak. Here, ek is onbevoeg om dit te doen. Maar u, my God, is bevoeg. Dat daar waar miskien voel vanmôre in ons diepte, ons hoef dit nie voor almal. Here, ek voel vanmôre as ek 'n duiwel. Ek is nie opreg voor u nie. Here, daar's tekortkominge in my lewe. Daar's dinge in my lewe wat nie reg is nie, my God. Here, verras u my terwyl ons. Ek dink is niemand. Dankie, Here. Dankie, my God. En die wat wil saam bid, man, wat saam. In die heerlike gebede. Daardie gebede gaan op na die lippe.
Vader, ek bid vir elke een vanmôre wat uitroep, my God. Ek bid vir elke een. Here, U ken elkeen se hart vanmôre. Here, wys vir ons, openbaar vir ons, Here. Ons sit onder die grootste, wysste leermeester, die Heilige Gees van God. Die een wat God se hart ken. En dis daar die een wat vanmôre, daar die wysheid, en dit wat God vir jou op sy hart het vir jou kom deurgee. Dis daar die Gees wat vanmôre spreek tot ons jou. Dis daar die Gees wat jou hartsbegeerte ken. Dis daar die Gees wat jou behoefte ken. Dis daar die Gees wat die uitroep van jou hart ken. Niemand ken dit so goed soos die Gees van God nie. Dit hoef nie te laat te wees. Dit moet nie te laat wees nie. Want ons weet nie, Here, ons weet nie wanneer U besluit, nee, genoeg is genoeg. Here, maar ons moet ook nie U dien omdat ons bang is vir die hel nie. Ons moet U dien, my God, omdat ons 'n lewende verhouding met U wil hê, Here. Daar's niks so spesiaal, my God, as 'n lewende verhouding met die Heilige Gees van God. Here, dan kan ons nie anders as om trane te laat stort, Here. Ons kan nie anders dan om te huil voor U nie, Here. Ons kan nie anders dan, my God. O, ek prys U. Ek prys U. Dankie, Here. Here, ek weet vanmôre, elke een. Here, ek ken nie almal, maar ek lees om net so my hand. Ek ken my ou vriend, maar ek voel dit so my hart. O, ek prys U, Here. U is so goed vir ons. U is so goed vir ons. O, dankie, Here. Dankie, my God. Here, ek raak dit aan. Ek raak dit aan. U weet. U weet, my God. O, dankie, Here. Ek bid ook vir hierdie twee, Here. Dankie, Here. U het met hulle afspraak gehad. Dankie, my God. Dankie, Here. O, ek eer U. Goedheid en guns bid aan. Kom ons laat vuur van die vuur prys. O, dankie, Here. Dankie, my God. Dankie, Here. Elkeen is God, U is so spesiaal. Elkeen is vir U so spesiaal. Ek prys U. Dat U hulle sal aanraak, Here. Kragtig sal aanraak, my God. Soos dat ons hier staan, hy is hande in die lig, Here. So trane loop, ek bid, Here Jesus, raak ons aan U. Daar hy nette kan skoonkom, Here. Ons het werk om te doen, die vyand hou ons terug, Here, met nitty-gritty goed. Die vyand is so besig met ons. Ek bid, Heilige Gees, dat ons sal kom stil raak voor U, met ons nette en ons nette uitgooi voor U. Sodat iemand baie groot roeping in sy lewe. Een groot roeping met my God. Daarom is die aanslag. Ek prys God vir die dankbaarheid. Ek prys ons loof en prys iets kragtig aan hierdie. Ons loof en prys, ons maak die naam groot, my broer maak sy naam groot. Here, ons prys U vanmôre. Daar's niemand soos U nie. Daar's niemand wat elkeen se hart so mooi verstaan. Daar's niemand wat verstaan hierdie woestyn wat ons moet deurgaan. O, die Getsemane wat ons moet deurgaan. Daar wat hierdie parskyk die bloed uit ons uitdruk, Here, dat dit voel op die lewe uit ons gedruk word. O, Here, maar die bloed mag miskien uit, maar die Gees sal altyd daar wees. O, die lewe kan uit ons gedruk word. Hierdie wêreld se druk, maar die Gees van die Here, die leislang kan hom toevou, maar hy sal nie doodmaak. O, Here, daar 'n belofte, dit wat ek begin het in jou, sal ek klaarmaak. Soek die geregtigheid van God. En kom as ek bid vanmôre dat jy sal stil raak en dat jy net die geregtigheid van God sal soek. En as daar 'n net moet skoon gemaak word, maak skoon hierdie nette. Maak skoon hierdie nette. God wil jou seën met die roeping. Hy wil vir jou optel in jou roeping. Hy wil jou gebruik in jou roeping. Ek prys U.
En ek het jou by die naam geroep, sê die Here. Ek het jou by die naam geroep, nie mense het jou geroep nie. Ek het jou by die naam geroep, dankie my God, dat dit iets sal doen in sy lewe. Ons prys jy, ek is net instrument. O, ek prys jy, dankie Here. Vir elkeen vanmorgen nog, dat jy staan, Here. U ken ons hart, u ken ons. Daarom ek eer u vanmorgen net my God. Ek eer u vanmorgen net my God. O, dankie Here. Dankie Here vir die groot dinge wat u ook in hierdie twee mense se lewens doen. Dankie my God. Ek weet, Here, ek weet. Hoe vertel die Babs? O, dan Babs het ons ook baie Here. Ons so intercessie. Dankie Here. Dankie dat jy so spaar. Dankie Here. Amen, amen. Ons kan gaan sit, dankie. As daar 'n getuienis uitgekom het, u is welkom om te getuig, net so voordat ons afsluit. As daar 'n mooi getuienis uitkom, getuig, prys die Here. Niks. Amen. Dan vertrou ons volgende Sondag. Mag die Here se goedheid met u wees. Kom ons staan en dan gaan ons, ek dink nie is regtig kindertjies, maar ons hoor maar die ouddatsies. En ons sing lekker saam. Kom ons staan lekker. Okay. Ek het die liefde van God in my. Ek het die liefde van God in my. Ek het sy krag, sy mag en sy geregtigheid. Ek het die liefde van God in my. Ek is 'n tempel van sy gees. Ek is 'n tempel van sy gees. Ek het sy krag, sy mag en sy geregtigheid. Ek is 'n tempel van sy gees. Ek het die liefde van God in my. Ek het die liefde van God in my. Ek het sy krag, sy mag en sy geregtigheid. Ek het die liefde van God in my. Ek het die lewe van God in my. Ek het die lewe van God in my. Ek het sy krag, sy mag en sy geregtigheid. Ek het die lewe van God in my. Ek is 'n tempel van sy gees. Ek is 'n tempel van sy gees. Ek het sy krag, sy mag en sy geregtigheid. Ek is 'n tempel van sy gees. Ek het die liefde van God in my. Ek het die liefde van God in my. Ek het sy krag, sy mag en sy geregtigheid. Ek het die liefde van God in my. Amen. Halleluja. Ons sê maar net vir ons, die bietjie daar by die huis, sy hoes nog. Wie is nou nog wat ek so, oom Koen wat teruggekom, die ou seker nog lyfseer ensovoorts, as ek weet van iemand anders. Iemand aan die Babs het ek nou gebid. Sy is gesond, sy gaan nou hier vir my afdans. Amen. Kom ons staan en ons ontvang die seën van die Here. Vader, mag ons nou in hierdie groot liefde en vrede van u gaan, Here. Dankie Here dat jy ons vooruit beweeg in hierdie wolkkolom, maar ook met die vuurkolom aan die agterkant, in die donker tye. Dankie Here dat ons oë gefestig kan wees op u, ons leidsman, ons sterke God. Dankie Here dat u ons Alfa en ons Omega is, en dat ons vanmôre die blessings van die Here oor ons kan uitbid, en kan weet dis deel van ons. Ek loof en prys u daarvoor, in Jesus naam.
Amen. Daar's heerlijke koffie. Uitspanning. It's still light on my